Goeiemôre. Kom maar sit. Is daar enige besoekers vanmôre? Ek is verskriklik opgewonde in die Here vanmôre. Want ons is wakker gemaak vanmôre om hier te wees. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Sy plan wat hy het, is hy nog nie klaar met jou nie. So jy moet net vanoggend in sy plan beweeg, in sy plan wees, om te weet as hy begin beweeg, dat jy saam met hom sal beweeg en nie sal agterbly nie. So in hierdie tyd wat ons lewe, is die tyd baie kort. Niemand van ons weet wanneer dit is nie, maar dit kan enige oomblik gebeur. So jy moet net jouself regmaak. Vergeet die wêreld kan jou niks bied nie. Maar Jesus bied jou die ewige lewe. Daarom wil ek vir julle sê, hou vas aan hom. Hou vas aan hom, dis nie altyd maklik nie. Dit is baie moeilik partykeer, maar hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom hou vas vanmôre aan hom. As jy hierso is met 'n verswarende hart, weet Jesus is hierso. Hy sal jou hart aanraak. Hy sal jou 'n nuwe hart gee. As jou hart moeg is, sal hy jou hart 'n nuwe hart gee, sodat jy kan aangaan in 2026. Want hy sal ons nie begewe of ons nie verlaat nie. Ons gaan nou na die afkondigings doen. Die 24ste en die 31ste, die Woensdag, sal daar nie bidure wees nie. So ons gaan nie bidure hê die 24ste en die 31ste. Die Sondagskool is nog gesluit en dan 9:30 is die erediens, soos vanoggend. Ons gaan nou na die 10des toe. Lees in Maleagi 3 vanaf vers 6. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan van jou afweer, sodat jy die opbrengs van jou grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Ons sal. Hemelse Vader, Here, U is God vanmôre in ons midde, Here. Ons wil U vanmôre aanbid met alles wat ons het, want U het ons gebring tot vandag toe, Here. Daar's nog net 'n paar dae oor van 2025, Here, en dit was nie maklik nie, maar U was met ons, Here. U die hand van bewaring oor ons sal hou. En vanmôre is my gebed, Here, nie net vir die mense hierso nie, maar vir die mense daar buite. Dat in 2026, Here, dat U hand ook oor ons sal hou, dat U ons sal nader trek na U toe, Here. Nader en nader, dat ons by U voete kan sit vanmôre, want ons weet daar is vir ons vrede. Ons weet daar vir ons blydskap, Here, want die wêreld kan ons nie meer blydskap bied nie, maar U bied vir ons blydskap, en daarvoor loof en prys ons U vanmôre. Here, ek wil bid vanmôre dat U elke hart vanmôre voorberei sal wees vir die woord wat sal uitgaan. Die knegt van U, Here, berg hom agter die nuwe kruis, die woorde wat hy sal spreek, Here, dat dit woorde van God sal wees en dat dit sal stig in mense hart, Here, en ons sê vir U dankie. Here, ek bid vir die musieke vanmôre, dat U ons sal loof, dat ons U sal loof en dat ons U sal prys in die musieke, Here, dat dit soos 'n wiel ook voor U sal wees vanmôre. Ons wil bid en ons wil U vra, Heilige Gees, ons gee die diens nou oor aan U, dat U sal kom doen verder bo wat ons verwag of vra in hierdie diens vanmôre. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Gaan met elkeen vanmôre, besoek elke hart vanmôre, Here. Dis my gebed en die volk wat U dinge sê. Amen. Môre julle. Jy moet vanmôre net bekommerd wees oor jouself en jy wat is. Amen. Want ek het 'n boodskap uit die hand van die Here wat ek vanoggend vir julle wil bedien. En die Here het my genade gegee dat ek alreeds volgende week se boodskap ook by die Here ontvang het. So dit beteken jy wat vanmôre hier is hier
vir 'n baie spesifieke rede. Jy het nie maar net vanmôre opgestaan om kerk toe kom uit gewoonte uit nie. Jy het vanmôre gekom omdat die Here 'n spesifieke doel het wat hy wil bereik vanmôre. Amen. Ek wil dit glo vanmôre. Sal jy dit glo vanmôre? Amen. Sal ons julle reg aan daai kant. So julle gaan moet lawaai maak vanmôre, want ons is nie so baie nie, maar dit plan die Here. Julle moet net hard sit. Amen. Julle moet hard sit. Amen. Sal ons julle maak. sodat elkeen wat in hom glo gered mag word en nie verlore sal gaan. Dit is hierdie tyd van die jaar wat ons die Here Jesus Christus se geboorte herdenk. Dit is hierdie tyd van die jaar
waar dit veronderstel is om te wees, waar ons mekaar net dalk 'n bietjie meer met empatie en liefde verdra. Maar ek sê vir Susan, is asof dit vir my elke jaar, wanneer ons by hierdie tyd kom, as ons die mens daar buite besig is met 'n gestryery en 'n bekleiery, as ons die mens daar buite, die families, kan ek maar so maak, weet almal wat beteken. Ja. Dit is nie veronderstel om so te wees. Dit moet nooit so wees, maar dalk nou net in die volgende paar dae, as ons mekaar dalk net 'n bietjie liefde vind. Amen. Maar dis as dit vir my nie so is. Dis gaan net so. Gelukkig verstaan julle klomp my nou as ek sulke dinge maak. Almal verstaan my. Ek het U lief, Here Jesus, elke oomblik, elke dag. En ek wil vanmôre vir jou sê dat dit nie was vir sy liefde nie. Was ek nie, jy was nie een van ons sou dit gemaak het, want die Bybel sê dat God ons eerste lief gehad het. En dat ons hom nie gesoek het nie, maar dat hy ons gesoek het. Amen. En dat hy ons gesoek het, en die belofte is dat hy ons gevind het. En hy het ons kom haal waar ons was, ons gewederbaar, en ek en jy staan vanmôre as bloedgewaste kinders van 'n lewende God. En daarom kan ek hom lief hê vanmôre. Want ek kan van vandag af nooit weer dieselfde wees as wat ek was. Want ek is nie in die Here. Ek het U lief, Here Jesus, elke oomblik, elke dag. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, U is geware die blinkmore ster en die soetroos van Salem. Here, U is die lam van God. Here, U is die leeu uit die stam van Juda. Here, U is die eerstgeborene uit die dode. Here, U was dood, maar U leef, U het opgestaan. Vader, ek wil U prys
dat ons in hierdie eer en hierdie tyd, Here, mag onthou, dat daar 'n dag was waar die engel by Maria kom staan en dit vra gesê het, jy sal 'n seun maak en jy moet op Jesus noem. Want dit is hy. Dit is hy. Dit is hy. Sy naam is Jesus, die Christus, die Messias, die Verlosser. En hy is my en jou vanmôre. O come let us adore him. O come let us adore him, Christ Jesus the Lord. Hy wat gekom het, gebore uit die maagd Maria, geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, wat op die derde dag opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, wat gaan sit het aan die regterhand van die Vader, as die Seun van God, as die groot heerser. Hy is die Here van die Here. Hy is die Seun van God, die bloedgewaste van die Here. En dit is sy bloed vanmôre wat spreek van beter dinge. Sy naam is Jesus. Hy is die Christus. O come let us adore him.
Christ Jesus the Lord. Vader, ons wil U eer vanmôre dat die naam van Jesus in die hart van die Vader gebore is. Here, dat dit 'n naam is wat God self oor besluit het. En Here, dat dit 'n naam is wat wonderbaar is. Dat dit 'n naam is wat kosbaar is. En Here, dat dit 'n naam is wat in die hemele gebore is. En Here, wanneer ons dan sê in die naam van Jesus, sal die Vader luister en hoor wat ons vra. Here, want ek verklaar vanmôre, ek as mens in hierdie gemeente, kom nie in sy eie krag vanoggend na die Vader nie. Here, maar ons kom in die naam van Jesus. En Here, ons kom deur sy prys wat hy betaal het op Golgotha se heuwel. En Here, ons erken vanmôre dat dit nie krag en geweld is nie, maar die naam van Jesus Christus. Here, daardie dag toe God besluit het, hy gaan 'n engel stuur, en die engel gaan die aarde besoek, en die engel gaan 'n boodskap bring. Jy sal 'n seun baar, jy moet op Jesus. Watter dag, watter aand was dit nie, toe die engel gesê het, jy moet op Jesus. Watter aand was dit nie, Here, toe Maria geboorte gegee het aan die Messias. Maar net 'n klein liggaam, maar net 'n klein babie. Maar op hom was die heerskappy van God die Vader. Op hom het gerus die gesag van die hemel. En hy was wonderbaar God en vlees op een oomblik. Daardie dag, Here, daardie soete aand, daardie stille dag, waarin Jesus gebore is. En ek wil U prys vanaand, dat dit U plan is, en U plan was, Here, om die redder as vlees en bloed onder ons kom woon. Ek prys U vanmôre, Here. Stille nag, heilige nag.
wat 'n dag toe die Seun van God die aarde besoek het. Here, wat 'n dag toe Jesus Christus gebore is. Here, wat 'n dag toe God die volheid van die tye gereël het. En alles versamel het onder een hoof. Sy naam is Jesus, die Christus, die Messias, die Seun van 'n lewende God. Here, wat 'n dag toe jy besluit het, Here, om hom te stuur, om vlees te wees en onder ons te kom woon. Wat 'n dag, Here. Here, wat 'n oomblik wat die geskiedenis van die mens en die wêreld verander het. Die dag toe Jesus vlees geword het. Wat 'n dag, Here, in die geskiedenis van die mensdom is gelyk aan hierdie dag toe die Seun van God gebore is en as vlees onder ons kom woon. Here, wat 'n dag is dit hoe God die plan gevat het, wat hy bereken het en toegevou het agter die kruis. Daar die plan gedeponeer het in 'n babatjie se liggaam. Here, as jy die jou liggaam het, dan gesterf het aan die kruis, die plan van God volbring. Dan het God bereken en beraam in die liggaam binne. God het presies geweet wat met hierdie liggaam sou gebeur. En daardie liggaam wees gehou tot op die dag van Golgotha se hemel. En hy is bewaar gewees om die plan van God te volg. En ek prys U vanmôre dat Jesus Christus op aarde was. Here, dat hy die prys betaal het. Dat hy die kruis gehang het, Here, homself gegee het vir ons, om vanmôre hier te kan wees. Ek wil die eer vanmôre, ek wil die prys vir die naam van Jesus Christus. Vader, ons loof en ons eer U, dat hy die Christus is, die gesalfde van die Here. En ons verklaar vanmôre buite hom, is daar geen God. Here, word vanmôre verheerlik. Dit wat vanmôre bedien word, dit wat vanmôre gesê word. Here, dis my gebed vanoggend. God alleen verheerlik sal wees. En dit vanmôre, Here, wat geplaas word. Ek prys U en ek eer U in die naam van Jesus Christus. En die volk van die Here sê amen. Amen. Ek gee jou se plek in die woord van die Here. Dit is Kerstyd. En vir ons as kind van die Here herdenk ons die geboortedag van Jesus Christus. Nou, ons weet dat Christus Jesus nie gebore is op die 25ste Desember. Dit weet ons. En as ons daar 'n bietjie tegnies wil raak, sou Jesus se geboorte meer in Oktober maand gewees het, as wat dit in Desember maand is. Maar hoe dit ook al mag sy, ons is hier om te onthou en te herdenk dat daar 'n dag was waar die Seun van God sy hemelse woning verlaat het. En 'n liggaam is vir hom voorberei. En hy het intrek geneem in daardie liggaam en hy is gebore as vlees en bloed en hy het as vlees en bloed op hierdie aarde gewandel, soos een van ons. En omdat hy soos vlees en bloed op hierdie aarde gewandel het, was hy onderwerp gewees aan alles waaraan ek en jy onderwerp is. Maar God het 'n plan gehad. Die Here het 'n plan gehad
met hierdie liggaam wat gebore is, hierdie man wat bekend was met smarte. God het 'n plan gehad. Nou, ons weet vandag dat die einddoel van die plan van God was om seuns en dogters te hê. Maar dit beteken ook dat Jesus Christus op 'n dag na die kruis toe moes gaan. Hy moes sterf aan die kruis op Golgotha sewe. Want daar is 'n plan wat God gehad het, wat tot vervulling moes tree. En as Jesus Christus nie gesterf het, sou die plan van God nooit tot vervulling getree het. Ek wil in jou Bybel vir my blaai na Jesaja 53. As jy daar is, kan jy vir my sê amen. As jy die groot Bybel het, is dit op bladsy 933. As jy die klein Bybel het, weet ek nie waar dit is. Jesaja 53, as jy daar kan ek lees. Ek gaan 'n paar gedeeltes vir jou lees en dan gaan ek oorgaan. Maar die gedagte wat die Here op my hart gelê het, wat ek vanmôre met jou wil deel. En ek wil vanmôre al reeds vir jou sê, dat jy wat vanmôre hier is, het 'n spesiale uitnodiging in die hart van die Here. Ek wil jy moet hoor wat ek sê vanmôre. Die Here gaan jou vanmôre spesiaal uitnooi om iets te kom doen saam met hom. Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het tog soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gedra wat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer. Net daai gedeelte wil ek net vir 'n oomblik stop. Die Bybel sê dat die fisiese, liggaamlike beeld van Jesus Christus, hoe hy gelyk het, toe hy op aarde gewandel het. Die Bybel sê ons sou hom nie aansien. Hy het geen voorkoms gehad dat ons hom sou begeer. En dis hoekom Prof Pieter baie vir julle sê en al gesê het, al hierdie flieks wat hulle maak van Jesus Christus, dan sit hulle hierdie man daar met hierdie lang mooi hare en die blou oë en die baardjie is mooi getrim en dis hierdie mooi oog, mooi man vir die oog. Die Bybel sê dat Jesus Christus nie so gestalte gehad het. Hy was nie iets gewees vir die oog as hy dit sommer net kan reguit sê. Hy was nie die gestalte dat iemand hom sou wil aanneem. So die uitbeelding wat hulle vir jou bied en wanneer jy na Jesus kyk, is nie dieselfde persoon as wat op hierdie aarde kom wandel het. Hy het nie gelyk soos hy gelyk het. Hy was nie 'n aantreklike man gewees. Nou daar's niks fout nie as jy aantreklik is. Dat die girls van Leo is reg. Anton, daar's nie fout as die girls jou lyk. Sê maar nie. Die Bybel sê dat Jesus het nie so gelyk. Hy was verag en deur mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verprysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel
hoewel hy onderworpe was. Hy het nie sy mond oopgemaak, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak. Nou wil ek gaan na vers 10 toe. Maar dit het die Here behaag om hom te verprys. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied. As hy sy siel as skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Ons het gelees dat die liggaam van Jesus gebreek is, dat hy die ongeregtighede op hom gedraai en dat hy deurboor is ter wille van ons. En in vers 10 sê die Bybel die volgende: dit het die Here, die Hoof van God, behaag om Jesus se liggaam te verbrys. Daardie gedagte van Here, hoekom het dit nie behaag om hom te verbrys nie? Het in my hart begin opstaan die laaste 2 weke. En ek moes gaan huiswerk doen, om seker te maak dat ek verstaan waarom dit 'n blydskap was. Want daardie woordjie behaag, die Griekse woord is kaphates, wat beteken pleasure, desire of will. Dis die letterlike figuurlike betekenis. Die letterlike betekenis is to have pleasure. So die Bybel sê die volgende: dit het vir God plesier gegee. Dit was in die wil van God plesier om die liggaam van Jesus te breek. Daardie woordjie verbrysel in die Griekse taal is daka, wat beteken to break into pieces. So vir God die Vader was daar 'n absolute plesier gewees toe hy die liggaam van sy seun in stukke kon breek. Toe hy die liggaam van Jesus kon afbreek en hom krank maak. Die woordjie krank in Grieks is kala, wat beteken diseased, wounded, sore, afflicted. So dan begin die gesprek in my kop en dit sê vir my die volgende: dat die Jehovah God van hemel en aarde het 'n wilsbesluit geneem, en in sy wilsbesluit is dit vir hom 'n plesier om te weet dat die liggaam wat hy voorberei het vir sy seun, die Griekse woordjie vir liggaam is son, daardie liggaam waar sy seun gaan intrek. Die Vader het 'n plesier gehad om daardie liggaampie te vat. Daardie liggaampie wat as klein seentjie groot geword het voor Josef en voor Maria. Daardie klein liggaampie wat groot geword het, selfs voor die Vader. Daar was 'n plesier in God gewees om daardie liggaampie te vat, daai liggaam te breek, to break into pieces. Die Bybel sê dit was vir God te behaag om daardie liggaam in stukke te breek. En dan daardie gebroke liggaam te vat, en as Jesus Christus hierdie gebrokenheid voor die Vader gee as 'n skuldoffer, sal Jesus 'n nakroos sien. Met daardie selfde belofte van 'n nakroos sal jy vind in die boek van Genesis, waar God aan Abraham gesê het, jou nageslag sal groot wees. Maar aan Jesus was dit nie net 'n boodskap: my seun, as jy aarde toe gaan, sal jou nageslag groot wees. Dit was gewees: my seun, as jy aarde toe gaan ek die Vader 'n plesier hê om daardie liggaam waarin jy wandel te kan breek in stukke en hom kan vernietig. En as jy bereid is om dit te aanvaar, dat die liggaam waarin jy gaan woon gebreek gaan word. As jy bereid is om dit te aanvaar, want hy gaan gebreek word by Golgotha se hemel.
En die Romeinse soldate gaan jou liggaam uitmekaar uitskeer met 'n Romeinse kats. Hulle gaan jou verwoes, hulle gaan jou breek. En dit sal vir my 'n plesier wees. En as jy die offer aanvaar en jy bring dit voor my, dan sal ek vir jou 'n nageslag gee. Abraham se nageslag was maklik. Abraham, jy wat ander afgode aanbid, jy moet wegstap van elke ander afgod af. En jy kom na my toe, die enigste God van hemel en aarde. En as jy my kies, sal ek jou nageslag groot maak. Maar vir die seun van God, as jy aanvaar dat ek jou liggaam sal breek, soos ek hom wil breek, sal jy 'n nageslag hê. Maar dan moet jy aanvaar, my seun, dat ek jou liggaam gaan breek. Hierdie gesprek het plaasgevind in die hart van die Vader en die Seun in die troonkamer. Want die Bybel sê die woord van God was nog altyd by God gewees. En my seun, as jy bereid is om te verstaan dat dit vir my 'n plesier gaan wees, daardie liggaam wat ek voorberei vir jou weer te breek, en jy aanvaar dit, en jy kom aarde toe, sal ek jou 'n naam gee, hoe elke ander naam. En ek sal jou 'n nakroos gee, want wanneer ek die liggaam breek, en ek trek die mens na die kruis toe, sal jy volgelinge hê, wat jou Jesus is. En in elke volk en elke nasie en elke stam en taal, elkeen wat die naam van Jesus op sy lippe het, sal gereken word as seuns en dogters van 'n lewende God. Maar jy moet aanvaar, my seun, dit gaan vir my 'n plesier wees, my wil om jou liggaam te breek. Is jy bereid om hierdie offer te gaan betaal? En nie net dit nie, lees saam met my in vers 11, Jesaja 53 vers 11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, en hy sal sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. My seun, nie net alleen gaan ek 'n plesier hê in myself om daardie liggaam wat ek vir jou voorberei het te breek, maar ek gaan jou ook aan 'n kruis vasnaal en ek gaan jou sonde maak. Jy gaan skuldig wees waar jy onskuldig is. Jy gaan die ongeregtigheid dra van hulle wat nie eers in jou glo nie. Ek gaan jou stuur in my plesier en 'n liggaam vir jou gee. Dan gaan jy in die kruis hang en jy gaan skuld dra wat nie jou skuld is. Sal jy dit gaan doen? Is jy bereid om wanneer ek die engel na Maria toe stuur en sy word swanger, sal jy bereid wees om daardie liggaampie in te trek? Want ek gaan jou skuldig maak. Ek gaan jou onregverdig maak. Ek gaan jou liggaam breek. Dit sal tot my eer wees. Maar as jy dit doen, sal ek jou na die kruis toe kry. As jy dit doen, sal jy naakroos hê, ongereken, ongetel op die aarde. As jy dit doen, sal elkeen wat in jou glo regverdig wees. Elkeen wat in jou glo sal geheilig wees. Sal jy dit gaan doen? En in die Vader se troonkamer het hierdie gesprek plaasgevind. Net voor Jesus antwoord, sê die Vader vir my, ek wil net nog iets vir jou sê. Lees saam met my Jesaja vers 53, vers 53, vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en die magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitstort in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het, en vir die oortreders
gebid het. My seun, jy verstaan, jy sal gereken word onder hulle wat sondaars is. En terwyl hulle besig is om jou te kruisig, sal jy nog intree as middelaar en vir hulle sê, Vader, vergeef my. Is jy bereid om aarde toe te gaan in my plesier, dat ek daardie liggaam breek? Want hier is wat met jou gaan gebeur. Terwyl Jesus en die Vader en die Heilige Gees in die troonkamer sit, en ek verduidelik dit net so, en die Vader openbaar hierdie dinge aan Jesus, maak die Seun van God 'n besluit. En hy sê, Vader, ek sal die prys van betaal. Want jy sien, toe Jesus op aarde kom wandel, 'n kind van die Here, het hy geweet, sy einddoel was om die Vader te openbaar. Maar die einde van die pad was dat die plesier van God nog moes gebeur. Die plesier dat daardie liggaam verbrysel moet word, moet nog plaasvind. Toe die apostel Paulus op pad Damaskus toe was, en die lig van die Here val op hom, en hy word blind, en hy is vir 3 dae in duisternis en blindheid. Toe stuur die Here 'n man na Paulus toe en sê vir hom, gaan sê vir hom, hoeveel hy vir my moet ly. Jy sien, Christus se pad was nie net wonderwerke en God geopenbaar. Die einde van sy pad was daar die wil van die Vader, dat sy liggaam gebreek moes word. Want as die liggaam nie gebreek was nie, was daar nie genesing vir my en vir jou gewees nie. Want as die liggaam nie gebreek is nie, kon daar geen genesing na jou toe kom nie. As die liggaam van Jesus nie verbrysel was nie, kan ek en jy nie heel wees vir God die Vader nie. Omdat sy liggaam gebreek is, omdat daardie liggaam verwoes is, beteken dit dat God wil hê ek en jy moet in 'n volkome heel toestand voor hom staan. Die liggaam van Jesus is gebreek sodat ek en jy in 'n volkome gesonde heel toestand voor God die Vader mag staan. Is jy bereid om die prys te betaal, Monsieur? Want ek het 'n behaag dat hierdie liggaam gebreek moet word. Baie mense sal sê, Jesus het niks gevoel, want die liggaam wat God vir hom voorberei het, was 'n skynliggaam. Die teologie praat ons van 'n dousetiese liggaam. Met ander woorde, hy is nie onderwerp aan die natuurlike wette nie. Hy word nie honger nie, hy word nie dors nie, hy word nie moeg nie, hy ondervind nie seer nie. Dit is nie die geval nie. Dit is nie die geval nie. Die Seun van God het alles ondervind as vlees en bloed. En toe hy nader kom aan die einde van sy pad, waar hy besef die plesier van my Vader, dit wat hom behaag, dat my liggaam gebreek moet word. Toe hy nader aan daardie pad kom, toe begin dit vir hom swaar raak, want toe hy in Getsemane ingaan, en hy bid, en hy sê, Vader, dit wat U vir my gesê het in die troonkamer, dat ek gereken gaan word onder die sondaars, laat hierdie beker van oordeel my verbygaan. Here, as dit U wil is, wil ek nie drink aan hierdie oordeel nie. En God die Vader het nie die beker by Jesus weggevat. Jesus het gedrink aan die beker van die oordeel van God die Vader, want dit het God behaag daardie liggaam te verbrysel. En toe hy daardie toestand in Getsemane sit, sê die Bybel dat hy angstig was, en in so mate dat sy bloeddruppels of sy sweet bloeddruppels geword het, want hy besef dat die plan van sy Vader, dit wat God behaag, is besig om te realiseer. Binnekort gaan die Vader my oorgee aan sy blydskap, aan sy wil. Jesus Christus word gevange geneem, en hy gaan staan voor Pontius Pilatus.
Pilatus sê vir hom, weet jy dan nie dat ek gesag het oor jou? En Jesus sê vir hom iets, hy sê die gesag wat aan jou gegee is. Pilatus, jy het gesag wat het word aan jou gegee. Ek aanvaar die gesag, want ek is bewus van die feit dat dit die wil van my Vader is, dat ek vandag voor jou moet staan om gebreek te word. En ek wil hê jy moet vanmôre weet enige oomblik, as Jesus wou, terwyl hy gegeesel was, kon hy opstaan en sê ek het genoeg gehad. En hy kon 'n opdrag gee en daar sou engele uit die hemel uitkom. En hulle sou daardie Romeinse soldate in die aarde in 'n oomblikse tyd verwoes, want hy is nog steeds die skepper God van hemel en aarde. Maar dit was sy Vader se wil. Dit het my Vader behaag om my te verprys. En hy stel homself onder die gesag van die mens, want dit was die wil van God, dat sy seun se liggaam gebreek moes word. Maar daar is nog 'n rede. Behalwe dat dit vir ons 'n voordeel is, dat ons genesing ontvang, en dat dit vir ons 'n nuwe lewe gebring het, is daar nog 'n rede waarom dit God behaag het om sy liggaam te breek. Jy sien, in die Ou Testament was God se begeerte om saam met sy volk te wandel. Daardie begeerte het gemanifesteer in die vorm van 'n tabernakel. Die tabernakel is die Ou Testament en 'n tempel natuurlik Nuwe Testament. Maar daardie tabernakel het 3 areas gehad. 'n Hoofarea as jy inkom, dan is daar 'n tweede plek waar die priesters was, daardie derde plek, die heiligste van aller heiligstes, was afgesonder gewees met 'n voorhangsel. En dit was God se hart gewees dat elke mens toegang mag hê tot hom. En toe Jesus Christus deur die Romeinse soldate gegeesel word, daardie Romeinse flagellum waarmee Jesus geslaan het, is 'n stok gewees met 'n klomp leervleksels aan. Daardie leervleksels het oral sulke stukkies metaal en been gehad. En elke keer as die Romeinse soldate Jesus geslaan het daar so 'n stukkie van sy liggaam uitgeruk gewees, want dit het God behaag om hom te verprys. So elke ou wat aan hom gegee het, is daardie liggaam fisies gebreek, stukkie vir stukkie vir stukkie. Maar terwyl dit besig was om te gebeur, in die geestelike realm, was daar ook iets besig om te gebeur. Jy sien, daar was 'n voorhangsel gewees in die tempel, waar die volk geskei was van die heilige teenwoordigheid van God. En toe Jesus aan die kruis hang en sy liggaam gebreek is, terwyl die hoëpriester Kajafas besig was om 'n laaste offer te bring, voor hy wil instap deur die voorhangsel, toe Jesus sê dit is volbring, toe skeur die voorhangsel in twee. En op daardie oomblik haal God die beperking van die mense teenwoordigheid af. Al wat gebeur is die volgende. Elke persoon wat nou deur die liggaam van Jesus na die Vader toe gaan, het volle reg tot sy teenwoordigheid, want die voorhangsel wat die liggaam van Jesus is gebreek gewees en geskeur, en daar kan nooit weer 'n skeiding wees tussen God die Vader en die mens. Kan ek jou wys in die boek van Hebreërs waar dit staan? Hebreërs 10. Sê hy die daar is. Bybel bladsy 15:3. Hebreërs 10 vers 9. Kan ek maar lees? Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus,
op die nuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Dit het God behaag om die vlees van Christus te breek, want dit was 'n geestelike skeiding gewees, soos die voorhangsel in die tempel. En toe Jesus Christus se liggaam gebreek word, en die voorhangsel in die tempel skeur, toe kon Kajafas die hoofpriester nie ingaan na die heiligste van allerheiligstes nie, maar almal het onmiddellik toegang gekry tot die heiligste van allerheiligstes. Dit beteken jy as kerk vanmôre, dit was God se blydskap en sy plesier om daardie voorhangsel wat tussen hom en ons gestaan het, af te breek. En daardie simboliese voorhangsel was die liggaam van Jesus Christus. Dit beteken jy het vrye toegang omdat jy gewas is in die bloed van die lam, maar jy het vrye toegang omdat die voorhangsel wat Jesus Christus se liggaam is, gebreek is, want die Vader het 'n plesier gehad daardie voorhangsel te skeur, sodat jy en die Vader met mekaar mag praat. Daarom het dit God die Vader behaag die liggaam van Jesus Christus te breek. Daar is niks wat jou weghou van sy teenwoordigheid. Die priesterskap in Petrus word vir ons aangedui. Ons is nou hoëpriesters van God en God alleen, want ons is gewas in die bloed van die lam. Jesus Christus het sy bloed gevat na die Vader toe, dis besprinkel op die versoensdeksel, en die skeiding wat daar was, die voorhangsel, is geskeur gewees op Golgotha se heuwel. Dit beteken jy mag vanmôre met God die Vader self praat. Dit beteken jy toegang tot die troon van 'n lewende God, want dit het God behaag om sy liggaam te verbrys. As hulle maar net gesien het, die hoofpriester Kajafas, dat elke keer as die Romeinse soldate Jesus geslaan het en 'n stukkie van sy liggaam uitgeruk het, hoe die voorhangsel besig was om te skeur, dan sou hulle gestop het en gesê, iets is besig om te gebeur. Maar hulle het nie gesien dat elke hou wat hulle gee op die liggaam van Jesus veroorsaak dat die voorhangsel skeur. Toe Jesus sy asem gee, toe val die voorhangsel in twee. En nooit weer mag daar 'n skeiding wees tussen jou en jou God. Dis 'n uitgemaakte saak. Dit het natuurlik op daardie dag vir die Jode 'n groot probleem veroorsaak. Want Kajafas wat hoofpriester was, kon nie die offer bring. Want God het ook nie toegelaat dat daar 2 hoofpriesters op daardie dag was. Daar was net een hoofpriester in die naam van Jesus Christus. Net hy en hy alleen het die reg gehad om deur die voorhangsel te stap. En toe die voorhangsel skeur, toe word ek toegelaat. En hy word toegelaat met God die Vader self te doen. Dit het God behaag om die liggaam van Jesus te breek. Vir ons genesing, ja, maar daar is 'n blydskap in die wil. Want eers was ons kinders ver van God verwyder, maar nou kan ons naby God die Vader, ons kan naby God die Seun, naby God die Heilige Gees kom, en ons kan gemeenskap hê, en ons kan so naby in sy teenwoordigheid wees, omdat ons deur die voorhangsel heen staan, Jesus Christus se liggaam wat vir ons gebreek is. Dit het God behaag om dit te doen. Want terwyl hierdie dinge besig is om my te draai, praat ek met die Here, ek sê Here, ek lees en ek verstaan. Ek verstaan nie altyd nie, maar ek verstaan so bietjie. Ek sê Here, as ek dan vanmôre kom en ek vertel die kerk wat Jesus gedoen het,
En ek vertel hulle dat die Vader met hom praat en die Vader vir hom sê, as jy hierdie dinge doen, sal ek vir jou rakeloos gee, jou naam sal groot wees, maar hy moet eers die skuldoffer bring. En Here, dan moet sy liggaam gebreek word en al die dinge gebeur. En die trek ons na die kruis toe. Here, wat moet ek vanmôre dan gaan sê as ek hierdie dinge aan die kerk vertel? Terwyl ek so stil is in my binneste, begin die Gees van die Here net in my hart te draai. En ek wil vanmôre vir jou sê wat die Gees van die Here in my hart gedraai het. Ek moet vir jou wat vanmôre hier is kom vra. Wat wil jy die Vader vra van my? Wat soek jy vanmôre by jou God? Wat soek jy by jou God? Want jy toegang deur die liggaam van Jesus om vanmôre op te staan in die teenwoordigheid van die Heilige God te staan en te sê, Here, hierdie is wat ek wil hê vanmôre. Wat soek jy vanoggend by die Here? Wat soek jy, kind van die Here? Want daar is nie 'n ander hoëpriester wat namens jou versoening hoef te bring. Jy moet nie vanmôre vir my sê, pastoor, bid jy en vra jy die Here vir my gees. Want jy vanmôre het toegang as gevolg van die liggaam van Jesus wat gebreek is en daar is geen voorhangsel wat jou skei vanmôre van God die Vader. Wat soek jy? As jy die Here vanmôre iets kan vra, wat is dit? Dan moet ek vanmôre vir jou sê, jy kan vanmôre die Here vra. Want sy liggaam is gebreek. Die voorhangsel is geskeur. En daar is niks vanmôre wat kan staan tussen jou en jou Vader. Jy is gewas in die bloed van die lam. Jy is geheilig deur die woord wat Jesus tot jou gespreek het. Hy bid tot die disippels in Johannes 17, hy sê, julle is al reeds geheilig deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Jy het vanmôre toegang, kind van die Here. En as daar iets is wat ek begeer, is dat die kerk van die Here sal opstaan, hierdie toegang vat, en iets met dit gaan doen. Die Bybel sê jy moet met vrymoedigheid die troon van genade nader kom. Want God het al reeds alles vir jou bewerk om met hom te kan praat vanmôre. Dit was God se blydskap. Daardie laaste keer tussen jou en hom het die weg gery en die liggaam van Jesus gebreek het. Wat soek jy vanmôre by die Here? En ek is seker daarvan vanmôre is daar iemand wat iets het om die Here te vra. Ek wil nie met jou sluit vanoggend. Ek wil vir jou bid. En ek wil vanmôre bid as jy hier voor kom staan, vir die wat hier voor wil kom staan. En ek wil die Here vra, Vader, hoeveel beloftes daar ook al is in die woord, hulle almal is ja en amen in Christus. Dit wat ons kon weghou, was ongeregtigheid. Here, jy moet dit gedeel op Golgotha se heuwel. Here, dit wat ons kon weghou van die jaar sonde, maar ons is gewas in die bloed van die lam. Here, dit wat ons kon weghou was dat ons nie priesters was, maar God het die voorhangsel geskeur toe die liggaam van Jesus gebreek het. Daarom mag ek vanmôre my Vader vra, net wat ek wil hê. En as jy vanmôre kom, gaan ek saam met jou bid. Sê, Here, dit wat hierdie man en hierdie vrou begeer vanmôre, dit moet jy vir hulle doen. En ek wil jy moet vanmôre iets weet. Jesus Christus het alles vir jou gedoen vanoggend, kind van die Here. Die kerk van God moet leer om te aanvaar dat jy heilig is, dat jy gewas is, dat jy reg staan voor God om te kan vra dit wat jou hart begeer.
Want jy is die nakroos van Jesus Christus, wat God aan hom gegee het, omdat hy die prys betaal het op Golgotha se heuwel. Wat soek jy vanmôre? Ek wil jou vra, as jy weet wat jy wil hê by die Here, om uit te kom en die voor te kom staan vanmôre. Van allerlei dinge. God behaag om dit te doen, Here. Ek wil bid vanmôre om hierdie manne en vroue wat voor my staan, wat vanmôre voor God staan. Here, ek wil bid om hulle vanmôre te bind aan hierdie plek, in hierdie heiligste van aller heiligstes, en dat hulle nie weer hulle voete sal skuif uit hierdie plek uit, die Here. Dat hulle vanmôre sal staan in die troonkamer van God. En nie sal soek en wonder, maar weet, God is vanmôre met hulle. Want hy het sy liggaam gebreek, vir ons om toegang te hê tot die vanmôre. Ek prys U, en ek eer U. Here, ek wil bid vanmôre. Here het gesê, wat 2 of 3 saamstem oor 'n saak, sal dit die Here byval in die hemel hê. Wanneer ons vanmôre bid, Here, wil ek U vra, dat U sal onthou, dat alles wat U beloof het in Christus is. En ons stap vanmôre, Here, deur hierdie liggaam wat gebreek is, in Christus. Ek bid U, vanmôre goed te doen aan hierdie huis. Bid U vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Ek eer U. Is dit daar? Eerste van my aanpak. Here, wat vanoggend deur die vlees van Christus gestap het. Here, is daar nie 'n plek wat U vir hom voorberei het in die troonkamer. Here, is daar nie 'n plek langs Jesus wat U vir hom voorberei het. Ek bid U vanmôre dat hy sal sit, Here, net hier, wat God vir hom voorberei het, en dat hy die kennis sal dra. Here, dat hy die troonkamer van God sal leer ken. Die krag, Here, daar die troonkamer opgeteken is, sy deel sal wees. Here, ek wil bid vanmôre, dit wat hy soek, God het gee. Sy vanmôre sy verstand oop. Here, dat hy sal sien. Ek wil die vrouw vanmôre, dat hy die kruis sal dat hy sal sien, net soos wat hy is in die kruis. Ek prys U vanmôre, eer U vanmôre, in Jesus Christus naam. Sal jy nog hier iets speel? Maar ek speel, is die Alpha en die Omega. Ek weet dit ook echt gebruik, maar ek het soms speel.
Hemelse Vader, Here, ons wil net weer eens vir die dankie sê. Want as dit nie was vir die prys op Golgotha aan die Here, kon ons nie na die Vader toe gegaan het nie. Maar ons dankie Here vir daardie prys, toe die voorhang sou skeur, kon ons deur die vlees en deur die bloed na die Vader gaan en self met die Vader praat. Ons dankie daarvoor en ons loof U naam daarvoor, Here. Ek wil bid dat U met elkeen sal gaan waar ons nou sal verdaag, Here. Dat U met ons sal wees, dat die Heilige Gees met ons sal wees, tot ons mekaar weer sien, Here. En ons sê vir U dankie daarvoor. Word verheerlik in elkeen se lewe vanmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen.